Dis 'n bietjie Diplo met Would You Still Love Me, Groot FM 90.5. Soos beloof, die minister van Landbou, ons nuutste minister van Landbou, Willie Oukamp saam met ons. Môre meneer die minister. Goeiemôre Dirk, môre Nina. Hoor hierso, dit is fantasties om jou hier te hê en ek meen vir 'n ou wat so besig is soos jy, ek kan nie dink hoe lyk 'n ou se skedule nou ewe skielik as mens portefeulje oorvat, né? Ja, dis rof. Ek moet vir jou sê, ek is nie in beheer van my lewe nie, my persoonlike assistent is. Sy sê vir my waar ek moet gaan, wanneer ek daar moet wees, watter vliegtuig ek moet opklim. So nee, maar dit is 'n voorreg om te doen wat ons doen en mense doen dit met oorgawe, werklikbaar. Minister, maar net gou vinnig. Jy kan asseblief vir my Willie sê. Nee man, daar's 'n ou werk hard om te kom waar jy is en dan vat jy dit nou, ons het 'n joernalis, hy het 'n dokter geword, so nou noem ons vir hom dokter ook. So, maar anyway. Doepie. Okay, maar Willie, nou dat ek en jy chommas is, kom ons Op eerste naam basis. Kom ons praat. Kom ons gaan braai. Hoorie, laat ek net gou vir Willie bel daarso, ek het 'n probleem hierso. Maar ek moet net gou vir jou sê, het jy nou al baie persentjies ontvang wat jy gaan moet verklaar? Wie jy nog nie een nie. Regtig? En ja, dit is vir my vreemd. So Ja. nee, ag jy kry 'n kerskaartjie en wie baie keer met van jou interaksie met ander lande sal hulle vir jou 'n aandenking gee. Maar nie geskenke nie. Nee, maar hoekom ons nou wonder Ek verwys bietjie meer na hier Dis die plaaslik. beskuit en Koekies, want kyk hier's 'n vars gebakte brood. paar dames hier. As hulle hoor minister Willie kom Groot FM toe, hulle swoon hoor. Ja, hulle kom vroeg in. Hulle sê kyk net hoe netjies kam die ou sy hare. Hy's soos 'n plaaslike George Clooney en sy sout en peper era. Hulle moet koeksusters en soutert reg hê. Ja, En daai soet en sout kombinasie Ooh, mooi okay, hoor kombineer. julle girls. Ons gaan dit uitsort. Maar baie uitdagings natuurlik, minister, nou op die oomblik, maar ou van dit soos wat dit kom, né? Ja, mens moet strategies te werk gaan met dit. Ek meen die back and closure ding was die groot ding nou op almal se agenda gewees en ek is baie bly dat ons daardie skikking kon bereik en nou beleidsekerheid het waarmee die hele bedryf kan voortgaan en waar in die hele bedryf ook inkoop. Maar landbou is beslis nie net die back and closure krisis nie, daar's baie ander fasette. Ja. En wanneer jy so in 'n nuwe rol instap, dan moet jy gou jou voete vind. My voordeel is dat ek het voordat ek minister van Bosbou, Visserry en die Omgewing geword het ek vir baie lank tyd op die parlement se portefeulje komitee vir landbou gedien. So ek ken daarom die departement so bietjie, jy weet wie werk in watter afdeling, jy ken die entiteite soos die onderstepoort biologiese produkte en die landbounavorsingsraad en die ander. Jy weet min of meer wat waar insteek, maar ja, dit is 'n opdraande stryd om net eers jou dagboek uitgesorteer te kry en dan die ander dinge aan te pak. Maar jy sê nou daar's so baie ander fasette ook waarmee boere dalk te doen het en nou jy ook. Maar as 'n boer self, dink jy verstaan die dringendheid van die boere beter omdat jy self 'n ander perspektief het ook? Ek is as boer is ek alself deur droogtes wat ek weet jy probeer uithou en jy probeer planne maak, maar kontantvloei word ook net tot op 'n sekere punt gerek waar jy naderhand 'n enorme bedrag per maand aan voer betaal. En jy op 'n punt kom wat jy besef ek kan net nie meer nie en jy van jou diere ontslae moet raak. Of as daar vloede kom. Jy weet die droogte en die vloede is so naby aan mekaar en jy sien maar hier het ek nou skade. Of wanneer jy as boer dorp toe gaan en jy weet jou vrou en jou kinders is alleen op die plaas en jy weet dis dalk nie veilig nie en jy roer maar om vinnig terug te kom. So 'n mens het groot begrip vir dit waarmee ons boere te kampe mee sit. As jy kyk vandag in Suid-Afrika, ons sit hierdie jaar met hierdie enorme vloede wat ons gehad het. Ons het gesien wat die skade wat daardie vloede aan landbou aangerig het. Ons kyk na insetkostes soos kunsmiskostes wat oor die laaste 3-4 jaar radikaal gestyg het. Dan kyk ons na die oorlog in Iran en die effek wat dit op ons diesel gehad het. Nou, al hierdie dinge wat ek genoem het, is dinge wat 'n effek het op 'n boer se insetkoste. Of jy nou 'n boer is wat plant en of jy 'n boer is wat jou bees na die veilingkraal toe moet ry, diesel gaan in jou trekker of in jou trok in. Correct. En dit is 'n enorme uitgawe wat ewe skielik jy geen beheer daaroor nie. Weet so, en nou sit mense nog met weerpatrone wat ons sien wat op pad is. Maar dit klink nou net na die negatiewe. Die positiewe is dat, en ek sê dit ruiterlik,
Suid-Afrika het by verre die beste boere in die wêreld. Daar's geen twyfel daaroor nie. Ons boere is al deur van hierdie dinge. Ons boere het al hierdie weerpatrone hanteer. Ons is al deur veldbrande, ons is al deur vloede. En ons boere kom vooruit want hulle weet hoe om te boer. Hulle weet hoe om te beplan. Hulle weet hoe om hulle probleme uit te sorteer. En daarom is dit vir my so belangrik dat ek as minister van landbou nie moet dink ek kan hierdie job man alleen doen nie. Ek moet juis daardie boere wat elkeen weet hoe sy spesifieke boerdery werk en hoe hy oor sy uitdaging kom. Ek moet by daardie manne kers opsteek want hulle weet baie beter hoe om op hulle plase te boer as wat ek ooit sal weet hoe om op hulle plase te boer. Maar dink jy, ek gaan dit nou net gou Nina se vraag net bietjie hervat. Dink jy die boere voel 'n bietjie meer gemaklik om te weet die man aan die stuur nou is self 'n boer, so hy verstaan? Dit is sekerlik 'n subjektiewe gevoel. Ek dink dit tel tog om te weet dat die persoon wat die minister is, het begrip vir my, want hy's dalk alself daardeur of hy het 'n buurman wat daardeur was. So ek hoop dat dit so is, maar daardie begrip vir wat 'n mens dalk kan doen, staan ver verwyderd van dit wat jy moet en gaan doen. Ja. So die begrip is een ding, die werklikheid is 'n ander ding en ek besef die verantwoordelikheid wat met hierdie taak gepaard gaan. En ek sien baie uit daarna om hierdie verantwoordelikheid saam met die bedryf, saam met elke boer en elke veearts en elke kundige aan te pak. Dis 'n reuse voorreg om hierdie te kan doen. Ons is nou weer terug met my goeie vriend Willie. Ons sal nou 'n bietjie praat oor braai en al daai lekker goeters, bly ingeskakel. Minister Willie Oukamp, die minister van Landbou, saam met ons op die program vanoggend. Dis hier ons fantasties met hoe nou. Ons gaan uitvind vandag want minister Willie Oukamp saam met ons hierso. Of Villa. Of Dis hy nou hier. ou wil. Ja, lekker ou villa. My familie noem my ou Willa. Jy mag Ou villa. Hoor, As 'n mens eers deur hierdie deure instap hier by Groot FM, dan is 'n mens familie, so dit is nou maar hoe dit is. maar jy weet ou villa, ons gaan vir jou nou bel sommer vir enige kwaal en goeters gaan ons vir jou vra nou wat nou van die hoe nou, jy weet. Ja, ek sê altyd jy kan my roep net wat jy wil. Ja. Maar as jy my gaan laat roep vir 'n braai, het jy moeilikheid. Laat? So, laat roep jy. Jy gaan nie laat roep nie. Daar sê Jy sal heel eerste bel jy vir ou villa. Presies. Hoor jy nou meneer Mr Willie, hoe sê jy nou ontvang nou deur die landbougemeenskap oor die algemeen? Ek sien daar's baie panele wat jou uitgenooi het vir gesprekke. Daar's baie van die entiteite, ek dink nou al soos maybe die ouens van TLE en SAI en almal wat uitgereik het daarna jou toe. Is jy ons happy? Man, wie ons boere is mos maar 'n hartlike klomp mense en ek moet vir jou sê die ontvangs wat ek gekry het was werklik 'n hartlike ontvangs. Een van welkom en kom ons werk saam en dit is presies dieselfde houding wat ek openbaar is. Kom ons werk saam. So nee, ek geniet wat ek doen. Dit is vir my lekker om te sien mense is opgewonde. Dit dra egter ook by tot die verantwoordelikheid wat jy nou het. Ja, want as- julle is nou As almal so opgewonde en bly is dat iemand daar is, dan is die verwagtinge groot en ek besef Ja. terdee dat ek sal moet kliphard werk om nie daardie verwagtinge teleur te stel. So jy het nou die geleentheid om jou eie stempel af te druk en klink my een van die goed wat jy wil doen is hierdie inklusiewe werksomgewing amper skep, sal ek sê. Maar wat is die grootste verandering wat jy van jou kant af teweeg wil bring? Die regering moet gesien word as nie as 'n struikelblok nie, maar as iets wat daar is om die boere te kan bystaan. Ek dink ons het te veel keer in die verlede kyk mense na die staat. As jy praat van die regering het alweer dit of die staat het, die regering het alweer dat gedoen. Hierdie departement moet werklik daar wees om as 'n hulpmiddel vir die boer te wees. Die regering moenie vir die boer vertel hoe om op sy plaas te boer nie. Ons boere weet hoe om te boer. Want die boere sê nie vir jou hoe om te regeer nie. Wel, hulle doen nogal partykeer. So, maar die punt is ons moet daar wees, nie om 'n meelsteen om die nek te wees nie, maar om werklik waar daardie instansie te wees as die regering in hierdie geval wat elke boer bystaan en dis 'n baie wye spektrum van dinge wat gedoen moet word. So as jy my vra wat is my doelstelling, is dit regtig waar om die sentiment rondom waar regering inpas en wat die regering moet doen te verander. Ek sê altyd jy is suksesvol as jy die volgende kan sê en dit is meer privaat, minder staat.
En dit is wat ons Yes, ek like van wat jy daar sê. Hoorie wil jy nou maar, jy het dit nou so vinnig genoem. Insetkoste is verskriklik hoog. Kyk vir die boere, dit is nou diesel. Ons sukkel nou al van die Rusland-Oekraïne oorlog af met kunsmis, invoere en pryse. Wat tipe ondersteuning dink jy kan die boere dan nou verwag van die regering se kant af om half net bietjie die druk wat hulle nou ervaar af te neem? Wel, daar's 'n klomp dinge wat mens moet doen, eerstens van 'n infrastruktuur af. As jy nou met jou trok of met wat ook al jy ry, baie diesel betaal, dan verwag jy om ten minste op 'n pad wat behoorlik in stand gehou is te ry. Ek dink ons moet kyk na ons infrastruktuur. As jy met al daardie hoë kostes uiteindelik jou produk by die hawe kry, wil jy sekerheid hê dat jou produk nie op die hawe gaan vrot word nie, maar dat daar 'n effektiwiteit is hoe jy te werk gaan om jou produk uiteindelik op die skip te kry. As jy met al hierdie uitdagings sit, wil jy nie met 'n Eskom sit wat jou teleurstel met krag as jy dit op die nodigste het met betrekking tot jou koue ketting dinge of tot met betrekking tot wat ook al jy in jou boerdery doen nie, of dit nou water is wat jy die rivier uit moet pomp nie. Die punt is dat die regering het eers 'n verantwoordelikheid om daardie infrastruktuur daar te stel. Ons moet dienste daar hê en dit is wat die boer wil hê, want hy het genoeg uitdagings dat die regering se wanfunksionaliteit nie nog 'n uitdaging vir hom moet wees nie, alhoewel dit baie kere is. Dan moet ons, as ons byvoorbeeld kyk na, ons is nou naby Augustus, brandseisoene wat op pad is. Ons moet kyk hoe effektief ons kan koördineer om ons brandspanne reg te hê en daar kom die boer op grondvlak weer in, want hulle is effektief daar. Hulle het hulle brandbestrydingsverenigings. Ons het gesien hoe die reaksie was met die vloede wat plaasgevind het. As jy deur 'n droogte gaan, ons provinsiale regerings het die verantwoordelikheid om voerbanke daar te stel. Ongelukkig doen almal van hulle dit nie. En dit is 'n konkurrente funksie. Met ander woorde, ek as die nasionale minister kan nie nou ewe skielik vir die provinsies gaan sê, maar hoekom het jy nie 'n voerbank in Appington nie, of hoekom het jy nie 'n voerbank in De Aar of waar ook al nie. Maar dit is ook weer die ander kant van die uitdaging wat 'n mens gaan moet aanpak, en dit is om te kyk hoe mens binne die regering op die verskillende vlakke van regering kan verhoudinge bou sodat 'n mens werklik waar saam kan trek. Net soos wat ek sê dat ek as minister kan nie suksesvol wees as ek nie met die boere saamwerk en ons nie 'n span vorm nie. Maak dit ook baie moeilik as jy nie met jou ewe knie in die provinsies, jou MEC's, jou provinsiale member of executive council is dit. As jy nie met hulle kan saamwerk nie, want dit is waar baie van landbou se suksesse of eintlik mislukkings maar lê, is by die uitvoering op provinsiale vlak. Wil jy nou net gou vinnige ding, toe jy nou uitgevind het of toe die nuus nou breek, jy het seker lank voor ons in die media geweet, jy gaan nou landbou toe van bosbou en vissery af. Het jy toe nou die oproep gekry van Cyril af gesê, hoorie, hier is die shuffle, hier is wat ons gaan doen, want hy is ook mos maar 'n boer, so julle twee het seker eers bietjie boerstorieetjies gepraat en toe sê julle, hoorie, okay, maar nou moet ons hierdie skip moet ons nou omdraai. John het bietjie moeilikheid gemaak. Ja, die eerste oproep wat ek gekry het was van die DA se leier af, Jordan Iloos, wat vir my gesê het, luister, hy het 'n besluit gemaak en dit is sy besluit. En ek moet vir jou sê, ek het stil geraak op daardie oomblik, want ek het besef, hierdie is 'n reuse uitdaging en dis die een portefeulje wat jy nie nou wil hê nie. Nee, ek wil dit graag nou hê. Ek wil dit graag nou hê. Ek is 100% gereed vir hierdie uitdaging, maar 'n mens besef, Doopie, wat die is grootheid daarvan. Die absoluut die grootheid daarvan. As iemand vir my 3, 4, 5 jaar terug gesê het, wat wil jy eendag in politiek bereik? Het ek hom gesê, ek wil graag minister van landbou wees. Wow. Nou kry ek 'n portefeulje waar die Kreer Wildtuin onder my val en 'n klomp dinge en ek het dit bitter baie geniet. Ook in 'n uitdagende tyd. En uiteraard het landbou nou in mense skoot geval. Doopie, ek moet vir jou sê dat wanneer ons kabinetsvergaderings het en dis ete, dan sit ons daar om 'n tafel, ek sal so op die punt sit, dan sal die president my roep en dan praat ek en hy regtig boerdery. Ons praat landbou, ons praat wildsboerdery, beesboerdery. Hy is regtig 'n toegewyde boer. So dis werklik so dis wanneer ek en hy gesels oor boerdery en hy het net vir my gesê, gaan groot, maak die dinge reg. Vroeër die jaar het ons geld ingesamel vir Saai, wat ook ongelooflike werk doen onder die boere, en so het ons stories gehoor van die boere en luisteraars wat toe
in ge-WhatsApp het en gesê wanneer hulle nou dankie sê vir hulle kos, gaan hulle sommer bid vir die boere ook om dankie te sê vir dit wat hulle alles doen. So dit is fantasties om te hoor, daar's iemand met soveel passie wat bo aan die helm sit, ons boere te help deur 'n moeilike tyd gaan. Wanneer hulle bid vir daai boere en daai boere het gebed nodig, moet hulle my asseblief nie in die gebed vergeet nie. Hulle moet vir my ook bid. Nee, ons gaan vir jou bid. Minister, moet jy nie worry nie en ons doen dit anyway. Maar nou kom ons sluit af sommer met hierdie vraag. Ons boere voel nou al vir 'n baie geruime tydjie dat besluite deur die regering vat nou net te lank. Veral met die back and claw. Ja. En ons soek onmiddellike oplossings want hoe langer 'n ding vat, hoe moeiliker raak dit op die plaas self. So is daar gesprekke, is julle besig om dinge in plek te sit om hierdie prosesse te makliker te maak, vinniger te maak, sodat 'n boer meer effektief kan wees in sy besluitneming? Doopie, ek is op 4-jarige ouderdom skool toe gestuur want ek was te vinnig. My maale kon nie met my huishou nie. Ek is 'n baie ongeduldige persoon as dinge sloer. Dis hoekom ons ook regtig baie vinnig in 'n week en 'n half, eintlik 9 dae, hierdie skikkingsooreenkoms bereik het. Die dinge wat in die departement wat ek voel moet verander is ons kliphard besig om te dryf. Ek het reeds vergaderings gehad met die ministeriële taakspan as ook die industrie, 'n koördineringsraad. Ek het gesprekke gevoer met al die invoerders of dan die verskaffers van backing closure en stof. Ek het gister 'n baie goeie gesprek met die mense in Argentinië gehad om hierdie dinge alles net aan die gang te kry, laat ons nou backing closure kan uitsorteer, want ek gaan 'n probleem hê as ek dit stadig doen en vir die volgende klompie maande al my tyd aan backing closure moet doen. Ek moet hierdie sisteme in plek kry saam met die bedryf, nie ek alleen nie, die bedryf saam met my, sodat ons kan konsentreer op ander dinge ook. Daar's 'n legio van ander dinge. Ons het die protokol wat ons met China wil teken oor die uitvoer van sekere van ons vrugte, veral kersieprodukte. Ek sien later hierdie week, trouens môre, sien ek die Chinese ambassadeur om daardie dinge in plek te kry. So, Doopie, ons gaan nie gras onder ons voete laat groei nie. Ons gaan werk maak hiervan en ons gaan die dringendheid besef van waarmee so baie van hierdie dinge moet gebeur. Wel, ek persoonlik is baie excited. Ek doen mos die landbouprogram op kyk net in die oggende ook mos. En nee, ek moet vir jou sê, mens hoor 'n boer as hy praat en jy praat soos 'n boer. Ek dink dit is 'n riem onder die hart vir baie van die manne. So minister, dankie dat jy tyd afgestaan het vir ons vanoggend om met ons te kom gesels. Baie dankie vir weet jy wat? Regtig dankie vir dit. Jy's nou 'n minister in die kabinet. Dis 'n verskriklike oop kanaal kommunikasie. En dit is smart. Ons kan dit waardeer. Ek weet dit is nie vir almal beskore nie, maar jy en jou span is baie op dit. So ons sien uit om te sien wat julle doen in die volgende paar maande hoor. Baie dankie, dis lekker en nooi my. Ek sal weer hier wees as ek in Pretoria is. So dis my lekker om saam met julle te gesels. En braai. Nooi hom net eers. Ou Willa sal kom braai. Ou Willa kom braai. Hoor jy daai het jy dit minister Willie Oukamp wat by ons kom kuier het vanoggend hier op ontbyt. Groot FM 90.5